Wie sien regtig? Johannes 9 van vers 1 af. En in die verbygaan het Jesus 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus het geantwoord: Nog hy, nog sy ouers het gesondig, maar dit het gebeur sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Ons moet die dade doen van hom wat my gestuur het, terwyl dit nog dag is. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, het hy op die grond gespoeg en modder van die speeksel gemaak, die modder aan sy oë gesmeer en vir hom gesê: Gaan was jou in die bad van Siloam, wat as dit vertaal word, gestuurde beteken. Hy het toe gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Die bure en die mense wat hom voorheen gesien het, toe hy 'n bedelaar was, sê toe: Is dit tog nie hy wat gesit en bedel het nie? Ander het gesê: Dit is hy. Nog ander het gesê: Nee, dit lyk maar net soos hy. Maar hy het gesê: Dit is ek. Hulle vra hom toe: Hoe is jou oë dan oopgemaak? Hy antwoord: Die man wat Jesus genoem word, het modder gemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê: Gaan na Siloam en was jou. Ek het toe gegaan en my gewas, en ek het begin sien. Hulle het hom gevra: Waar is hy nou? Hy sê toe: Ek weet nie. Hulle neem toe die man wat voorheen blind was na die Fariseërs. Die dag waarop Jesus die modder gemaak en sy oë oopgemaak het, was 'n Sabbat. Die Fariseërs het hom toe weer gevra hoe hy begin sien het. Hy het hulle geantwoord: Hy het modder op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek. Sommige van die Fariseërs sê toe: Hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die Sabbat nie. Ander het egter gesê: Hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En hulle was verdeeld. Hulle sê toe weer vir die blinde man: Wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë oopgemaak het? En hy antwoord: Hy's 'n profeet. Die Jode het egter nie geglo dat hy blind was en begin sien het nie, totdat hulle die man wat begin sien het, sy ouers geroep het en vir hulle gevra het: Is hierdie man julle seun van wie julle sê dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Sy ouers antwoord toe: Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë oopgemaak het, weet ons nie. Vra hom, hy's oud genoeg. Hy sal vir homself praat. Dit het sy ouers gesê omdat hulle bang was vir die Jode. Die Jode het naamlik reeds ooreengekom dat iemand hom openlik as die Christus sou bely, hy uit die sinagoge geban sou word. Daarom het sy ouers gesê: Hy's oud genoeg, vra hom. Hulle het toe die man wat blind was 'n tweede keer laat roep en vir hom gesê: Gee aan God die eer. Ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. Hy het toe geantwoord: Of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien ek. Hulle het toe vir hom gesê: Wat het hy met jou gedoen? Hoe het hy jou oë oopgemaak? Hy antwoord hulle: Ek het reeds vir julle gesê, maar julle het nie geluister nie. Wat wil julle weer hoor? Julle wil tog nie ook sy disippels word nie? Hulle het hom toe uitgeskel en gesê: Jy is 'n disipel van daardie man, maar ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Die man het hulle geantwoord: Wel, dit is verbasend. Julle weet nie waar vandaan hy kom nie, en tog het hy my oë oopgemaak. Ons weet dat God sondaars nie verhoor nie, maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, verhoor hy hom. Van die begin van die wêreld af het niemand nog ooit daarvan gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore persoon oopgemaak het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle het hom geantwoord: Jy is heeltemal in sonde gebore en probeer jy ons leer? En hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het, en toe hy hom raakloop, het hy gevra: Glo jy in die Seun van die mens? Hy het geantwoord: Wie is hy, meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê: Jy kyk na hom. Hy wat met jou praat, dit is hy. Toe sê hy: Ek glo, Here, en hy het hom aanbid. En Jesus het gesê:
Terwille van 'n beslissing het ek na hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, kan sien en die wat sien blind kan word. Van die fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is tog nie ook blindes nie? Jesus het vir hulle gesê, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle in julle sonde. Tot sover. Hier langs die pad sit 'n man wat blind is. Mense praat nie met hom nie, maar oor hom. Mense loop verby. Iemand sê iets, iemand anders stry terug, en in die middel van hierdie chaos sit hierdie man blind gebore, en hy besef nie eers dat die stryery oor hom gaan nie. Hulle stry nie oor sy omstandighede nie, maar eerder oor die rede vir sy blindheid. Johannes 9 is een van die rykste, mees dramatiese en diepste hoofstukke in die Nuwe Testament. Dit begin eenvoudig. Jesus sien 'n blinde man. Maar binne enkele oomblikke ontvou daar 'n stryery, byna soos 'n verhoor, waarin almal wat na die blinde man staan en kyk, iets oor die man te sê het. Die mense bespiegel oor hoekom hy blind gebore is. Hulle wys hulle vooropgestelde idees oor mense en hulle omstandighede, en hulle kom tot die konklusie dat jou omstandighede direk verbind kan word aan jou en jou ouers se sonde. Jou slegte omstandighede is 'n straf vir jou eie of selfs vir jou ouers se sonde, sê die mense. Vandag kyk ons na die verskillende groepe in hierdie hoofstuk, en ons vra die vraag, wie sien regtig? Of is hierdie mense dalk net so blind soos die blinde man? Elkeen van hierdie groepe het hulle eie lens waardeur hulle na die wêreld, sonde en na menslike omstandighede kyk. Elkeen het hulle eie antwoord op die groot vraag. En Jesus, soos hy altyd doen, gooi almal se antwoorde, wysheid en vooropgestelde idees onderstebo. Hulle staan en kyk na die blinde man. 'n Blinde man en 'n brandende vraag. En in die verbygaan het Jesus 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Sy blindheid moet mos 'n oorsaak hê. En daardie oorsaak moet sonde wees. Iemand is skuldig, die vraag is net wie? Jou omstandighede moet mos 'n oorsaak hê, en daardie oorsaak moet sonde wees. Iemand is skuldig, die vraag is net wie? Dit is nie 'n vreemde vraag nie. Die siening in daardie tyd was dat liggaamlike lyding direk gekoppel is aan morele en geestelike mislukking, of jou eie, of die van jou voorouers. Dit was hoe mense oor die lewe, oor omstandighede en oor God gedink het. Maar voor ons die disippels wat hierdie vraag vra veroordeel, moet ons eerlik wees. Ons dink dikwels nog so. Wanneer iemand siek word, wanneer dinge skeefloop, wanneer rampe tref, is baie mense se reaksie, die wiel het gedraai. Wat het hulle gedoen? Of, die Here slaan hulle darm baie hard. Ons wil 'n oorsaak hê. Ons wil 'n rede hê, want 'n wêreld met redes is 'n wêreld wat sin maak. Kom ons kyk na die verskillende groepe. Groep 1, die disippels, met 'n denkwyse van oorsaak en gevolg. Hulle vooropgestelde idee, lyding en swaar kry is straf. Sonde veroorsaak lyding, dus, as hierdie man ly, moet hy of sy ouers gesondig het. Dit is hoe die lewe werk. Goeie mense word beloon, slegte mense word gestraf. En hoe reageer Jesus? Miskien is dit die disippels wat blind is. Jesus het geantwoord, nog hy, nog sy ouers het gesondig, maar dit het gebeur, sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Jesus verwerp die rede vir die vraag heeltemal. Hy sê nie, die man het gesondig of sy ouers het gesondig nie, hy sê, julle vra die verkeerde vraag. Hierdie man se blindheid is nie om iemand te straf nie, sy blindheid gaan God se heerlikheid openbaar. Dit is 'n radikale omgooi van hulle werklikheid. Jesus sê nie dat sonde nie gevolge het nie, dit het. Hy sê ook nie dat God nie belangstel in geregtigheid nie, maar hy wys dat lyding en swaar kry nie altyd die gevolg van iemand se optrede is nie. Soms is lyding en swaar kry juis die ruimte waarin God se hande sigbaar word. Dink aan Josef in die put. Dink aan Job op die ashoop. Dink aan die kruis. Die diepste werke van God gebeur dikwels in die donkerste plekke.
Nie as bewys van God se afwesigheid nie, maar juis as die verhoog waarop hy optree. Wat moet ons leer? Ons moet versigtig wees om mense se swaarkry omstandighede te gou te wil verklaar. Die vraag wie het gesondig is nie altyd die regte vraag nie. Soms is die beter vraag, wat wil God hier doen? Die disippels was natuurlik nie heeltemal verkeerd nie. Sonde het gevolge, maar hulle het dit verkeerd toegepas. En so het hulle 'n man se nood probeer verklaar, eerder as om die man raak te sien. Die tweede groep, wie sien regtig? Wie is eintlik blind? Die bure reageer in ongeloof. Hulle vooropgestelde idee, hierdie man was altyd blind, ons ken hom. Ons het hom hier gesien bedel. Hoe kan hierdie man die bedelaar nou sien? Dit is onmoontlik. Ons is geneig om mense te sien soos wat ons hulle wil sien. Ons klassifiseer mense. Die bure en die mense wat hom voorheen gesien het toe hy 'n bedelaar was, sê toe, is dit tog nie hy wat gesit en bedel het nie? Ander het gesê, dit is hy. Nog ander het gesê, nee, dit lyk maar net soos hy. Maar hy het gesê, dit is ek. Die bure is nie kwaadwillig nie. Hulle is bloot verward. Maar hulle verwarring onthul iets diepers. Hulle het die man so sterk geïdentifiseer met sy blindheid, met sy armoede, met sy posisie as bedelaar, dat hulle nie kan sien dat hy verander het nie. Vir hulle is hy nie 'n persoon met 'n naam nie, hy is die blinde bedelaar. En toe sy blindheid verdwyn, verdwyn sy identiteit ook. Wie is hy nou? Hulle kan hom nie meer kategoriseer nie, en dit is ongemaklik. Hoe reageer hulle? Hulle bring hom na die fariseërs, op sigself nie 'n slegte ding nie, maar let op die motivering. Nie om te vier nie, nie om God te dank nie, maar om antwoorde te kry, om die ongemak op te los. Die man se genesing is vir hulle 'n probleem om te bestuur, nie 'n wonder om te vier nie. Wat ons leer? Hoe dikwels doen ons nie dieselfde nie. Ons ken iemand as die probleempersoon, die verslaafde, die mislukking, die sondaar. En toe God hulle lewe verander, toe kan ons dit nie verwerk nie. Ek wonder hoe lank gaan dit hierdie keer hou. Ons is meer geheg aan ons vooropgestelde idees as aan die werklikheid van God se genade. Hulle sien nie regtig nie. Hulle maak geen plek vir God se ingryping in mense se lewens nie. Die derde groep, die fariseërs, met hulle reëls en hulle status. Hulle vooropgestelde idee, God se goedkeuring word verdien deurdat jy wette nakom. Die Sabbat is heilig en onaantastbaar. As hierdie Jesus werklik van God was, sou hy nie die Sabbat geskend het nie. Daarom, ongeag wat hier gebeur het, Jesus kan nie van God wees nie. Ons gevolgtrekking staan vas. Die feite moet maar by ons vooropgestelde idees inpas. Sommige van die fariseërs sê toe, hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die Sabbat nie. Ander het egter gesê, hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En hulle was verdeeld. Let op die logika. Jesus het op die Sabbat modder gemaak, hy het gewerk, en 'n blinde man gesond gemaak, hy het gewerk, op 'n Sabbat. Dit is 'n Sabbatskending volgens hulle interpretasie van die wet. Vir die fariseërs is die gevolgtrekking dus duidelik. Jesus is nie van God nie, want God sou nooit sy eie wet skend nie. Dis 'n geslote stelsel. Geen wonderwerk kan hierdie stelsel deurdring nie. As Jesus 'n wonder doen, is dit of nie 'n wonder nie, of dit is van die duiwel. Die fariseërs ondervra die man nie 1 keer nie, maar 3 keer. Hulle roep sy ouers in. Hulle probeer die man intimideer. Hulle ondersoek is nie 'n eerlike soeke na die waarheid nie, dis 'n soeke na bevestiging. Hulle wil 'n fout vind in die getuienis, sodat hulle vooraf beslissing kan regverdig. Hulle het toe die man wat blind was 'n tweede keer laat roep en vir hom gesê, gee aan God die eer. Ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. Gee aan God die eer is 'n uitdrukking wat beteken vertel die waarheid voor God. Maar die ironie is verpletterend. Die fariseërs glo hulle is besig om God die eer te gee deur Jesus te verwerp, terwyl hulle juis besig is om God se werk te ontken.
Hulle het hom geantwoord: "Jy is heeltemal in sonde gebore en probeer jy ons leer?" En hulle het hom uitgeban. Hier sien ons die vooropgestelde idees en reëls van die Fariseërs ten volle. Omdat die man blind gebore is, moet hy in sonde gebore wees. Hy het 'n gebrek en is volgens hulle siening inherënt minderwaardig. En 'n minderwaardige persoon het geen reg om te praat nie, geen reg om te getuig nie, en veral geen reg om die geëerde, volmaakte en geleerde Fariseërs te praat nie. Die man se getuienis is nie weerlê nie, dit is onderdruk. Nie deur argumente nie, maar deur mensgemaakte vooropgestelde idees. Die Fariseërs verteenwoordig die gevaar van 'n groep kerkmense wat meer waarde heg aan reëls en regulasies en aan hulle eie vooropgestelde idees as aan God. Wanneer ons so vasgevang raak aan ons begrip van hoe God werk, dat ons nie meer God self kan herken wanneer hy werk nie, het ons manier van glo 'n afgod geword. Die Fariseërs se sonde is nie onkunde nie, dit is weiering. Hulle weet iets het gebeur. Hulle kan dit net nie verklaar nie, maar hulle weier om dit te sien. Hulle weier om oop te wees vir iets anders en hulle weier om te buig. Die vierde groep, die ouers. Sien sy ouers regtig? Sy ouers antwoord toe: "Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë oopgemaak het, weet ons nie. Vra hom, hy is oud genoeg, hy sal vir homself praat." Hulle vooropgestelde idee: ons moet ons posisie in die gemeenskap beskerm. Die risiko om uit die sinagoge geban te word is te groot. Bly eerder veilig. Moenie teen bestaande idees en reëls gaan nie. Doen alles soos dit nog altyd gedoen is. Die ouers se antwoord is verbasend eerlik in sy oneerlikheid. Hulle bevestig twee dinge: dit is ons seun en hy was blind, maar dan, wanneer die gevaarlike vraag kom, skuif hulle die verantwoordelikheid na hulle seun, vra homself. Johannes vertel ons hoekom. Hulle was bang. Die Joodse leiers het al reeds besluit dat enige een wat Jesus as die Christus erken, uit die sinagoge geban sou word, uitgesny uit die gemeenskap, sosiaal en godsdienstig verstoot, en natuurlik dan ook deur God weggestoot. En hoe reageer hulle? Die ouers se reaksie is eintlik verstaanbaar. Dit is menslik, maar dit is ook tragies. Die oomblik toe God 'n wonder in hulle gesin doen, kon hulle dit nie vier nie, hulle is te bang. Hulle is nou blind in hulle seun se plek. Hulle sien hom nie. Hulle sien nie die wonderwerk nie en hulle dans en spring nie saam met hom nie. Hulle sien slegs die gevaar. Ons moet die ongewone begin raak sien. Ons moenie verras wees of onkant gevang word as God iets anders doen as waaraan ons gewoond is nie. Wanneer ons nie oop is vir iets anders nie, kan ons leer om die verkeerde dinge te glo. Of eerder, om enigiets te glo wat ons veilig hou. Die ouers het nie net 'n verkeerde idee van God nie, hulle het ook 'n God gemaak van hulle eie veiligheid. Of eerder 'n God gemaak wat hulle aanvaarbaar maak vir die mense rondom hulle. Aanvaarding. En dit is 'n afgod wat baie mense ken. Die vyfde groep, die man wat blind was. Hy het geen vooropgestelde idees nie, of eerder sy geloof en sy verstaan van geloof is eenvoudig en suiwer. Hy getuig van wat hy weet. Hy het toe geantwoord: "Of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien ek." Let op hoe hierdie man se begrip van Jesus deur die hoofstuk verder groei. In vers 11 noem hy Jesus die man wat Jesus genoem word. In vers 17, toe die Fariseërs hom vra wat hy dink, sê hy 'n profeet. En in vers 38, toe hy self vir Jesus raakloop, toe sê hy: "Ek glo, Here," en hy het hom aanbid. Dis 'n pragtige geloofsreis wat hierdie man beleef. Nie van onkunde na kennis deur die Bybel te lees nie, maar van ervaring na aanbidding deur ontmoeting. Die man se geloof groei omdat sy verhouding met Jesus groei. En dit gee vir hom moed. Die man het hulle geantwoord: "Wel, dit is verbasend. Julle weet nie waarvandaan hy kom nie, en tog het hy my oë oopgemaak.
Ons weet dat God sondaars nie verhoor nie, maar as iemand godvreesend is en sy wil doen, verhoor hy hom. Van die begin van die wêreld af het niemand nog ooit daarvan gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore persoon oopgemaak het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hy waag dit om so met die fariseërs te praat. Hierdie is merkwaardig. 'n Man wat vroeër daardie dag nie eens kon lees nie, wat geen opleiding in die wet gehad het nie, en wat deur die fariseërs self as in sonde gebore afgewys is, hy maak die eenvoudigste, mees logiese geloofsargument. As Jesus 'n sondaar was, sou God nie deur hom kon werk nie, maar God het deur hom gewerk. Dus kan hy nie 'n sondaar wees nie. Die man se geloof is nie ingewikkeld nie, maar dit is eerlik, en dit is gegrond op werklikheid, in sy ervaring van God se genade. Wat ons leer, soms is die mees geloofwaardige getuies die eenvoudigste. Ek was blind, en nou sien ek. Niemand kan jou eie ervaring van God van jou af wegneem nie. Die man het nie antwoorde gehad op al die fariseërs se vrae nie, maar hy het iets beter gehad, 'n ontmoeting met Jesus wat sy lewe verander het. Jesus is die lig van die wêreld. En Jesus het gesê, terwille van 'n beslissing het ek na hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie kan sien en die wat sien blind kan word. Jesus is die geneesheer. Hy openbaar vir God, maar hy is ook die regter oor jou vooropgestelde idees. Hy is die een wat aan die begin van die hoofstuk sê, solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Die ironie van Johannes 9 is skerp en opsetlik. Die man wat fisies blind was, sien uiteindelik die waarheid. Die mense wat fisies kon sien, die fariseërs, die bure, selfs die disippels en die ouers, bly op verskeie maniere blind. Hulle sien nie wonder, maar is blind vir die wonderwerker. Hulle sien nie feit, maar is blind vir die betekenis. Jesus se woorde aan die einde is 'n waarskuwing aan almal wat dink dat hulle sien. As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie, maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle in julle sonde. Die grootste gevaar vir ware kinderlike geloof is nie blinde onkunde nie. Dit is die selfversekerde oortuiging dat jy alreeds alles weet en dat jou manier van glo die enigste manier is. Jesus stuur die man met die eenvoudige opdrag, gaan was jou oë in die Siloam poel, en die man gehoorsaam. Hy vra nie vir 'n verduideliking nie. Hy probeer nie die logika agter hierdie opdrag verstaan nie. Hy gaan, hy was, hy sien. Dit is geloof in sy eenvoudigste vorm. Vertroue wat lei tot gehoorsaamheid. Wie sien regtig? Wanneer ons die groepe vergelyk, sien ons 'n botsing tussen sekerheid en onsekerheid wat deur die hele evangelie van Johannes loop. Die disippels het hulle idee oor God, maar hulle idee maak hulle self blind vir meegevoel. Die bure se idee oor God maak hulle self blind vir wat God regtig doen. Die fariseërs het hulle reëls, hulle manier van dink en glo. Hulle dink dat hulle self al die antwoorde het, maar dit maak hulle self blind vir wie God werklik is. Die ouers wil eerder aanvaar word en nie uitgesluit word nie, en distansieer hulle self van hulle kind en van sy getuienis, en so word hulle blind vir God se hand in hulle kind se lewe. Die blinde man het niks, geen opleiding, geen status, geen sekerheid, maar hy sien wie Jesus werklik is. Die man wat niks gehad het nie, is die een wat alles ontvang het. Hy sien vir Jesus as die lig vir die wêreld. Hy het nie 'n voorafgemaakte stelsel gehad waarbinne God moes pas nie. Hy het bloot ervaar en hy het getuig van wat hy ervaar het. Waar pas jy in? Lewe jy ook met 'n geloofsisteem van oorsaak en gevolg, wat verhoed dat jy God se genade kan raak sien? Is jou geloof ook geslote vir God se ingryping? Het jy ook 'n selfbeskermingsgeloof wat jou verhoed om getuie te wees van wat God gedoen het? Sien jy regtig? Die blinde man leer ons dat geloof nie begin by 'n uitgewerkte, vooropgestelde idee oor swaar kry, God, genade of oordeel nie. Dit begin by 'n ontmoeting. Dit begin by 'n eenvoudige, ek het niks, maar ek vertrou U.
En uit hierdie eenvoud groei 'n geloof wat sterk genoeg is om voor die Fariseërs te staan. Verlossing kom deur 'n ontmoeting met God en nie deur 'n verduideliking van hoe en wie God is nie. Jesus verduidelik nie hoekom die man blind was nie. Hy genees hom. Jesus debatteer nie oor die Sabbat nie, hy werk op die Sabbat. Jesus openbaar hom nie self aan die Fariseërs nie, hy vind die blinde verstote man en openbaar homself aan hom. Verlossing in Johannes 9 kom nie deurdat jy vir God kan verstaan nie. Verlossing vind plaas deur 'n ontmoeting met die persoon van Jesus Christus. Die man sien nie omdat die vraag oor wie gesondig het opgelos is nie. Hy sien omdat Jesus aan hom raak. Die Fariseërs jaag toe die man weg. En toe Jesus die man weer raakloop, vra hy net een vraag. Glo jy in die Seun van die mens? En hierdie man antwoord, ek glo Here. En hy het hom aanbid. Dit is die hoogtepunt. Nie die genesing nie, nie die debat met die Fariseërs nie, nie die ondersoek nie, maar hierdie stille oomblik, 'n man op sy knieë en die lig van die wêreld. Sien jy regtig? Here, daar soveel goed wat ek nie verstaan nie, maar ek glo Here, want uiteindelik gaan dit nie oor wie gesien het en wie blind gebly het nie. Dit gaan oor hierdie, sien jy regtig, sien jy vir Jesus raak? Ek sien U, ek glo Here. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.